Ja, nou met ek ekonomiese sake vir julle gee, ek weet werklik waar nie waar om te begin. Hierdie week was so vol drama geweest. Kom ons begin op 'n punt ernstig. Ek dink die eerste een was seker die goedkeuring van die sogenaamde begroting wat nou of goedgekeur is of nie goedgekeur is nie. Die groot punt waaroor die groot verskil gaan hierso is of daar so 'n 50 basispunt verhoging in BTW moet wees al dan nie. En ek dink dis eintlik nie relevant vreeslikbaar nie. Maar ons praat van 'n relatiewe klein bedrag geld hierso. Om die waarheid te sê, die bedrag geld wat hulle ekstra ingevorder het in die vorige finansiële jaar is eintlik goed genoeg daarvoor. Dit is nie nodig om BTW te verhoog nie, maar nogtans het hulle dit deurgeforseer en die finansiële markte het natuurlik nie daarvan gehou nie. Maar 'n groter reaksie op die finansiële markte is toe die gerugte die rondte begin doen, laat ons miskien die einde van die regering van nasionale eenheid gaan sien, einde van die regering van nasionale eenheid, en dit gaan die teenoorgestelde effek hê as wat ons verlede jaar gesien het toe dit tot stand gekom het en die markte het positief daarop gereageer. So ek dink dit het miskien 'n groter impak gehad as wat hierdie sogenaamde begrotinge impak op die finansiële markte gehad het. Maar die werklike ou grootte was gewees toe Donald Trump natuurlik hierdie groot heffings teenoor Suid-Afrika ingestel het, of die sogenaamde tariffs of tariewe, wat dit vir Suid-Afrika baie moeiliker gemaak om uit te voer na Amerika toe. Ons wag nog vir finale detail oor. Ons weet nie presies wat dit alles gaan behels nie, maar ek het 'n vermoede die AGOA ooreenkoms byvoorbeeld is daarmee heen en dan gaan addisionele heffings teenoor Suid-Afrika of tariewe teen Suid-Afrika ingestel word. Wat 'n impak dit op die ekonomie gaan hê, weet ons ook nog nie. Sekere goederes gaan natuurlik vrygestel word daarvan, soos byvoorbeeld platinum, palladium en daardie tipe van goederes, maar sekerlik gaan ek dink die motorbedryf baie erg daaronder ly en dit gaan 'n groot impak hê op die Suid-Afrikaanse ekonomie. My rowwe berekenings, AGOA beteken so 0.2% swakker ekonomiese groei, terwyl nog addisionele tariewe nog 'n verdere impak gaan hê. En wat my die meeste bekommer, is natuurlik die rand wat kwai verswak het en dit gaan 'n impak hê op inflasie en rentekoers en sulke goeders, maar dis veral die kapitaalmark wat baie skerp verswak het. En dis waar die staat sy geld gaan leen. Die 30 jaar kapitaalmarkkoers die staan nou op meer as 11%. 'n Geweldige styging daarin. Is die goeders, as die prys daarvan styg en daal die waarde daarvan, en dit is 'n baie slegte nuus. Dit beteken die staat gaan meer en meer moet betaal as hy geld gaan leen in die toekoms, en meer betaal beteken natuurlik dieper en dieper in die fiskale gat wat ons al reeds is. En daar is die ding wat Donald Trump vir ons werklik waar kan seermaak as hy die dag wil.